Goeiemôre Talita. Dis Karen hier van Asai, Radio Fynbos. Gaan dit goed by jou? goed by jou Karen. Nee, baie goed, dankie. Wat 'n lekkerte om nou weer met jou te gesels vir die derde keer en met baie goeie nuus, né? Ja, nee Ja. omtrent, ek is baie dankbaar. Ja, so ons is verskriklik gelukkig en opgewonde saam met jou en vir ons luisteraars wat nou nog nie weet nie of nou nie die nuus dopgehou het nie, Talita is een van ons gassprekers gewees en sy is die tweede prinses in die Mevrou Suid-Afrika kompetisie van 2025. So Talita, nou begin die harde werk lyk dit vir my. Dit is waar. Maar Maar dit is wat ek graag wou gedoen het. net so, ja. So baie geluk eerstens en dankie dat jy weer vir ons 'n onderhoud toestaan. En dan wil ek sommer wegval en vir jou sê, so natuurlik, wat beteken hierdie tweede prinses titel vir jou persoonlik dan nou? Weet jy, toe ek ingeskryf het, was dit altyd vir my 'n droom geweest, daai klein dogtertjie droom. Ja. En ja, jy weet, en dis hoekom ek besluit het, gaan vir dit, gaan jaag jou droom. En dit het vir my bietjie gevoel soos 'n roeping wat ek moes doen. En ek kan nou regtig vandag sê dat ek het my droom nagevolg en ek het hom bereik en hier staan ek nou vandag as tweede prinses van Mevrou Suid-Afrika en wat 'n groot eer is dit nie vir my nie. Verseker. Maar saam met dit natuurlik kom daar 'n verantwoordelikheid. Ja. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is om van jy weet te veg vir waarvoor ek begin het en waarvoor ek gestaan het op die pad. Natuurlik. En dan ook jou lese, dis meer as net 'n kroon. Dit is wat jy sê en dan weet ek jy is baie gefokus op die geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika. Nou hoekom is hierdie saak so belangrik vir jou? Weet jy, ons is so dankbaar toe die president dit nou uiteindelik aangekondig het as 'n noodtoestand in ons land. Ja. Dis wat ons weet, is dit al amper dis meer as 5500 vroue nê wat deur dit gaan en wat vermoor is en 42000 gevalle van verkrachting in ons land in 1 jaar. Dit is verskriklik. Nee. En dis hoekom dit vir my so belangrik was. Jy weet, is om daai bewusmaking vir dit te maak en daarvoor te staan en daarvoor te beklei. Ek was ongelukkig ook jy weet 'n slagoffer van geslagsgebaseerde geweld. So dis naby aan my hart. Laat die mense daaroor praat en hierdie Mevrou Suid-Afrika het nou juist vir my 'n stem gegee om dit te kan doen. En nou met 'n kroon op my kop kan 'n mens nou nog meer bewusmaking daarmee maak. En dit wat ek moet doen, dit is 'n roeping vir my. En as ek dit nie doen nie, jy weet, hoekom het ek dan ingeskryf? Ja. En ek het in een van my vorige onderhoude met jou het ek gesels oor die Shattering Shackles waaroor jy waarby jy ook betrokke is en dit wat dan nou fokus meer op mensenhandel. Maar hoe hou hierdie geslagsgeweld en die mensenhandel verband met mekaar? Is daar 'n korrelasie? Ja, daar is verseker. Jy weet met Shattering Shackles en die mensenhandel waarmee ek ook natuurlik baie nou betrokke is by. Hulle begin en lok hulle die slagoffers uit. Maar sodra hulle die slagoffers het, gaan daai arme slagoffer deur verskriklike goeters. En dit gaan gepaard met slagsgebaseerde geweld. Maak nie saak of dit 'n dogtertjie, 'n seun, 'n vrou, 'n man is nie. Daai mense, ek weet nie wat kan mense hulle eintlik noem nie, want dit is verskriklik wat hulle aanvang met daai mense, is geslagsgebaseerde geweld. En dit is waarom dit vir my belangrik is om vir albei te veg, want die een gaan hand aan hand met die ander een. Die verskil van die twee is net die veg teen mensenhandel is dit is hulle vervoer mense en hulle vat jou weg uit jou omstandighede uit, maar hulle maak jou nog steeds net so seer. So daar's 'n noue verband en dit is hoekom ek nog steeds veg vir die veg teen mensenhandel en ook daai bewusmaking te maak sodat ons 'n verskil kan maak om daai mense ook vry te kry van hulle omstandighede. Net so. En dink jy nie ook dit is daai geslagsgebaseerde geweld begin amper wil ek sê, jy weet baie keer in jou eie omgewing tussen mense wat jy ken en dan daai mense amper gekondisioneer word, dis maar okay, dis maar hoe dit is, dit moet maar so wees en dat daai mentaliteit uiteindelik ook dan nou amper dit vir mense wat in mensenhandel is makliker maak om sulke mense wat weerbaar is en gekondisioneer is dan eintlik in hulle greep te kry. Verseker. Want daai persoon wat dit mee gebeur het,
hulle verloor hulle menswaardigheid totaal en al en dit word hulle wêreld. Ja. Dat dit is heeltemal normaal wat hier om my gebeur, want ek weet nie van beter nie. En dan is dit soos jy sê, hulle word maklik in die net vasgevang ook van mensenhandel. Want hoe dan nou anders dit wat ek ken, en dit is so verkeerd. So verkeerd. En dis hoekom ek daai stem wil wees vir die mense om te sê daar's hoop. Ja. Nou, op daai punt van die stem wil wees, jy weet, mens kan nooit die waarde van radio onderskat nie. Jy weet, dat dit die regte dag, die regte mense is wat luister om daai boodskap te kry. En as jy vanoggend met waaroor ons nou gesels, 'n boodskap kan stuur vir iemand wat daar buite met ewen die uitdaging van geslagsgeweld sit. Wat sou jy vir hulle vanoggend wou sê? Weet jy, Karen, baie dankie vir hierdie geleentheid en laat ek wel my stem kan gebruik om met hierdie vrouens te praat, spesifiek met vrouens. Is om vir jou te sê, jy is kragtiger as wat jy deurgemaak het. Jy is meer werd as dit wat jy deurgemaak het. Moenie laat daai omstandighede jou waardigheid wegvat nie. Daai innerlike krag wat jy het, is nog steeds daar. Jy moet dit net gaan vind en opreg dit glo. Ons is ongelooflik geskape. En ek is 'n gelowige mens. En die Here het niks van dit wat met ons gebeur het bedoel vir ons nie. Dis nou maar ongelukkig die wêreld waarin ons lewe en die sondeval wat gebeur het. Maar ons is nog steeds so mooi en diep geskape dat ons moet weet, ons moet nie daai lig wat binne ons skyn verdoof nie. En niemand het die reg om dit te verdoof nie. Maar dit gaan diep denke kos en in jouself ondersoek te gaan kyk om jou waarde weer terug te kry. Maar ons is nie meer slagoffers nie. Ons is vroue van waardigheid en hoop wat uitgestyg het om ons omstandighede en ons moet dit net aanhou besef en aanhou glo. Ja. Talita, en dan nou daai is vir die mense wat dan nou eintlik maar half die slagoffers is van hierdie goed, maar om hierdie mense te kan help, het 'n mens soveel nodig, befondsing en maatskappye en organisasies wat aan die gang moet bly. Hoe kan die mense daar buite wat vanoggend luister sê, hoe raak ek betrokke om jou te ondersteun in hierdie saak? Hulle kan my direk kontak. En dan kan ek hulle met die regte persone in kontak sit, maar ons het ook 'n Bushesper Foundation wat hulle vir ons geldjie kan insit en ons kan dit dan wyd en versprei en ons kan ook al die dokumentasie met hulle deel soos nodig, maar ons het ook, dis nie net geldelike donasies wat ons nodig het nie, ons het kos, klere, enige iets wat moontlik nodig is, kan hulle vir ons skenk en hulle kan my kontak op my selfoonnommer 082 377 0085. Dit is 'n WhatsApp nommer, so hulle kan my net WhatsApp en dan kyk ons hoe ons vorentoe kan gaan en hoe hulle my kan help. En vir al die organisasies wat ek ondersteun dat ons so 'n verskil kan maak. Dis wonderlik. Talita, ek waardeer jou dat jy weer met ons gesels het. Ons hou vir jou fyn dop. Ons volg jou op al die platforms en is lekker om te sien hoe die Here jou gebruik in hierdie ongelooflike journey waarop jy is. En ons wil sommer net 'n seën oor jou uitspreek en vir jou dankie sê dat jy 'n stem is vir vroue daar buite. Baie dankie Karen en ek waardeer hierdie geleentheid regtig opreg. En as laaste woord, ons is vegters van hoop. En laat ons lig so skyn. Nou ja. Dankie. Nou Talita, 'n mooi dag en 'n geseënde week en 'n mooi, ek kan nie glo ons is al op Kersfees omtrent nie. Kersfees en nuwe jaar. Jessie, ek kan nie glo hierdie jaar het so gevlieg nie. Ja, maar wag, dit 'n geseënde een wees en ons gesels definitief iewers in volgende jaar weer, maar eers dan nou groet ek vir jou tot 'n volgende keer. Dankie Karen, totsiens en 'n geseënde mooi Kersfees vir julle. Dankie. Mooi dag, tata. Totsiens.